Hoekom is ons hier vanoggend? Hoekom is jy hier vanoggend? Omdat dit Pinkster is? Omdat jy nuuskierig is, miskien is dit Pinkster en die Here doen iets en mense val om en die Here raak mense aan. My vraag is, wat soek ons hier? Wat doen ons in die teenwoordigheid van die Here? Wat is die rede hoekom jy vanoggend in God se teenwoordigheid sit? Wat is die konteks? Hoekom kom ons kerk toe en sê, Here, kom consume my? Want consuming fire kan net gebeur as jy jou hart vir hom oopmaak. Consuming fire kan net gebeur wanneer jy vir die Heilige Gees sê, kom doen dit in my lewe. Die Heilige Gees gaan jou nie aan die brand steek uit sy eie krag of uit sy eie wil nie. Die Here is 'n gentleman, hy reageer op jou roepstem. Hy reageer op dit wat jy bring. En daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 1 sê hy, let my body be a living sacrifice. Let my body be a living sacrifice. Wat beteken dit? Ek meen in die konteks van Paulus kom hy en hy sê, let our bodies be a living sacrifice. Wie van ons kom met daai gedagte na die Here toe en sê, Lord, I want to be a living sacrifice. I want you. Ek het hierdie week gebid en ek het vir die Here gevra, Here, ek wil soos daai offer wees wat Elia gebou het. Dat die vuur van God uit die hemel uit sal kom en my sal kom consume. Everything. En ek wil vanoggend net so 'n bietjie met julle oop praat. Ek wil so 'n bietjie reguit praat. Jurie het nou gesê, Here, ons bid dat Rudy sal praat soos 'n vader met sy kinders sal praat. En ek wil vanoggend, voor ek gaan begin met die woord, net so 'n bietjie as 'n vader met sy kinders praat. Jy gaan niks en geen verandering sien in jou lewe as jy nie nader tot God nie. Die woord van die Here sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Maar ek het vanoggend gekyk na baie van julle en baie van julle was net spectators. Van julle was intens besig met die Here. En ek kyk nie na uiterlike in die sin van jou hande is in die lig en jou. But I could sense in the spirit, a lot of you just came to church to sit on a chair, to listen to music, to listen to the pastor and then go home. Not changed. No desire to be burned. No desire to be a living sacrifice. En hierdie is 'n tik oor die vingers vir ons almal. Vir ons almal. Die feit dat ek op en af gespring het en my hande in die lug gesteek het, sê niks. Het gaan alles hier oor binne in die hart. Hoe is ons harte gevorm teenoor die Here? Lig en lewe, ek wil julle uitnooi en as al vanoggend besoekers hier by ons is, julle is baie welkom en jy kan die boodskap ook vat as jy wil. Maar ek wil vanoggend met lig en lewe praat. En ek wil vir jou sê, we are entering into a time where your flesh won't be able to stand. Your flesh won't be able to move in the presence of God. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie gereed is om in die teenwoordigheid van God te staan nie, then you better
Jy moet baie vinnig regkom. Jy moet baie vinnig regkom. Want my enigste gebed vir hierdie gemeente, en wanneer ek vir julle bid, is dat die teenwoordigheid van God op ons lewens sal neerreën. En ek bid, my woorde het verander die afgelope tyd, en ek bid en ek vra vir die Here, Here, ek bid that this will be a suddenly moment, dat ons 'n suddenly moment sal beleef in U teenwoordigheid, dat dit daai suddenly moment sal wees waar ons in U teenwoordigheid instap, where we are transformed. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nie jou hart gaan begin voorberei vir dit wat die Here vir jou instoor het, of vir hierdie gemeente instoor het nie, then you're going to sit and be a spectator for the rest of your life. You will not be transformed. Ek luister nou die dag 'n podcast, en die persoon wat op die podcast is, hy praat en hy sê, iemand het eendag vir hom gevra, wat is jou grootste frustrasie as 'n pastoor in hierdie 45 jaar van bediening wat jy het? En toe dink ek, dit gaan nou 'n interessante antwoord wees. En ek het gedink, hy gaan iets noem soos finansies in 'n kerk. Ek het gedog, hy gaan praat oor die betrokkenheid van mense miskien in 'n kerk. Wat is die grootste frustrasie? En hy sê, my grootste frustrasie is dat ek sien wat binne in mense is, maar hulle wil dit nie uitbring nie. Hulle maak 'n keuse om dit binne te hou. They don't release what God has called them for. En ek wil vanoggend vir Lig en Lewe sê, my grootste frustrasie is om te sien die potensiaal en die krag van God in jou lewe. But you don't react to it. You don't respond to it. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek wil uitroep na jou. Ek wil eintlik by jou smeek. Moenie toelaat dat die vyand jou in hierdie kokon hou. Die enigste manier hoe jy 'n transformasie, 'n metamorfoses kan deurgaan, is wanneer die skoenlapper net deur die kokon druk en oopbreek. As daai skoenlapper binne, as hy wurmpie binne bly en hy bly net binne en hy kom nooit by die plek waar hy gaan deurdruk nie, waar hy gaan press in. En julle hoor baie, ons praat, ek en Leanne praat van druk deur, press in. En baie keer is daar 'n crashing. Baie keer is daar 'n geween uit jou binneste uit. Baie keer is daar hierdie baie keer weet ons nie hoe om dit te doen, fisies, prakties nie. En dit hoef nie 'n fisiese, praktiese ding te wees nie, maar surrendering your heart before Him gaan jou bring by 'n plek waar jy kan sê, Here, kom transform my. En dan kom hy skoenlapper en hy druk deur daai kokon, hy breek hom oop en hy breek hom oop en dan druk hy. Daai drukproses van daai skoenlapper is deel van sy vorming. Dis nie die beperking van sy vorming nie, dit is die progressiewe vordering van sy vorming, van sy transformation. Want al die water en die sappe en die goeters word uit sy vlerke uitgedruk in daai moment van deurbreek. En dan het hy die vermoë om te vlieg. Ek wil 'n oproep maak op almal van julle om hierdie week in te gaan en vir die Here te sê, Here, I'm not satisfied with where I am. I long to go deeper, wider, further and higher. Ek hoop julle hoor vanoggend God se uitroep deur my stem vanoggend. En dat jy nie vanoggend hier sit en dink, joh, Pinkster is dan nou 'n anderste diens, ons wens ons dan 'n bietjie met 'n grappie begin nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, alle grappies op 'n stokkie. Dis tyd om ernstig te word met God. Dis tyd om ernstig te wees oor wie hy is. If we are not going to seek His face, you will be deceived by the world. Want as jy nie gefokus is op God nie, as jy nie gefokus is op dit wat hy wil doen in jou lewe nie,
as jy nie reg is om te ontvang dit wat die Here vir jou wil gee nie, wat hy vir jou wil openbaar nie, dan gaan jy nog net daar sit op 'n stoeltjie binne in 'n kerk en die wêreld gaan jou deceive. And you will not even know the difference between a truth and a lie. Because you're not connected to what God is doing in your life. You don't hear His voice. Dis tyd om klaar te kry met kinderspeletjies. Dis tyd om klaar te kry met wat rondom ons aangaan. Dis tyd om te sê, I'm gonna push through, soos wat die skoenlappertjie doen in die kokon. Ek gaan deurdruk, en ek gaan doen dit wat die Here wil hê ek moet doen. I'm gonna seek God's face no matter what. Ja, maar pastoor, my vrou gaan vir my kwaad wees, want dan spandeer ek nie meer genoeg tyd aan haar nie. Nee, daar's 'n balans in 'n ou se lewe. Daar's jou intieme tyd saam met God, waar jy deurdruk en waar jy indruk en waar jy hom soek met alles wat binne in jou is, en daai is 'n overflow na jou huwelik, na jou kinders, na jou werk, na jou skool, na waar ook al jy is. If you don't spend time with God, the rest of your life will be distorted. En dan vra baie mense vir my, hoekom is my lewe so gevul met chaos? En ons gaan deur beradingssessie, deur beradingssessie, deur beradingssessie, deur beradingssessie. Ek wil vanoggend vir jou sê, kom by God uit. Get to a place of transformation in your mindset. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nee, ek is maar sleg, ek is maar dit. My vrou het gister vir my gesê, ek's useless. Kan nie eers die skottel goed was nie. Stop dit. Stop dit. Begin God se woord oor jou lewe proklameer. Begin God se woord oor jou lewe uitspreek. Begin glo wat God vir jou sê. Ja, was die skottel goed beter as jy moet? Evaluering is goed vir jou lewe. Maar ons is baie keer so bang vir die pressing. Ons is baie keer so bang vir die deurdruk. Nee, ons gee liewerste op, ons gaan na 'n ander kerk toe. Nee, pastoor het nou vanoggend te lelik gepraat, ek gaan nou 'n ander kerk soek. Mag die Here jou genadig wees. Nee, my vrou is dit en dit, ek gaan nou maar liewerste skei. Mag die Here jou genadig wees. Nee, my man perform nie soos wat hy moet wees nie, soos wat hy moet nie, hy dien nie die Here soos wat hy moet nie, hy sit nie die skroewe in die muur soos wat hy moet nie. Gaan liewerste vir my ander enetjie soek. Mag die Here genadig wees op jou lewe. Dis tyd om klaar te kry met nonsens in ons lewens. Dis tyd om klaar te kry met gemaklikheid, comfortable, om comfortable te wees in dit waar ek is. Die Here het ons nie geroep om comfortable te wees nie, die Here het ons geroep om uit te staan. Die Here het ons geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Die Here het ons geroep om brandende aan die brand te wees vir hom. Om te brand is nie altyd lekker nie. Dis skrikwekkend. Dis baie keer nie 'n consuming fire in die sin wat ons praat van, ek gaan nou gepynig word en gekruisig word en wat ook al word nie. Nee, 'n vlam wat God oor jou lewe uitstort, die consuming fire, 'n devouring fire, is nie daar om jou en my te destroy nie. Dit is om daar vir my en vir jou om gepurify te word. Ek sal nooit vergeet nie, 'n paar jaar terug, 'n hele paar jaar terug, toe ek op skool was, het ek en 'n vriend, het ons besluit, ons gaan braai. En dit was winter. En die hout wil nie aan die gang kom nie. En my pa het so kannetjie petrol in die garage gehad. En ek en my pel besluit, ons gaan die petrol oor die hout gooi en ons gaan die ding nou sommer 'n bietjie woema gee. Nou wat ek nie gesien het nie, is toe ek die petrol so in die doppie van die kan gooi en ek gooi dit so oor die vlamme, was ek so oorweldig met die vlamme, dat ek nie gesien het dat daai vlamme die doppie aan die brand gesteek het nie. Ek het nie die brand gevoel nie. En toe my pel vir my sê, hey, jou hand is aan die brand, toe begin ek eers reageer, toe skrik ek vir wat aangaan. Maar ek het nie die vlamme gevoel nie, want die petrol was besig om te brand. Eers later het dit begin seer raak. Maar na die eerste oomblik was daar nie, dit was nie seer nie. Te veel van ons wat hier sit is bang om aangeraak te word deur God. Want jy is bang, wat gaan dit doen met my image? Hoe gaan dit my lewe affekteer? Jy's bang vir die onbekende wat daarna lê.
En ek wil vanoggend 'n uitroep maak op julle. As die Here jou nader roep om vir jou te sê, kom ek wil jou aanraak. Moenie bly sit nie. Moenie bly staan nie. Hardloop en word aangeraak deur God. As ek my vrou roep en vir haar sê, liefie kom, ek het vir jou lekker kos gemaak, daar's blomme, daar's chocolates. Kom. Dis haar keuse of sy daai lekker kos gaan kom eet. Dis haar keuse of sy die feast gaan experience. En dis my vraag aan ons almal. Ons hardloop meer agter die wêreldse goeders aan wanneer dit roep, as wat ons agter God aan hardloop wanneer hy roep. En ek wil vanoggend vir jou vra, is jy ernstig met God? Ek weet nie wanneer jy jou hart vir die Here gegee het nie, miskien het jy 'n paar dae terug vir jou hart vir die Here gegee en as jy nog aan die brand, jy kook vir die koning. Van julle het miskien julle harte al 100 jaar terug vir die Here gegee. Maar jy is so koud soos 'n lijk op ys. Dis tyd om God te soek. Dis tyd om in te spring. It's time to be transformed. We need to renew our minds. Ons kan nie meer aangaan soos wat ons aangaan nie. Ons kan nie meer die wêreld dien soos wat ons die wêreld dien nie. It's time to be consumed with the fire of God. Ek het 'n baie lang preek uitgewerk vir vandag. En ek gaan daai 5 bladsye gaan ek 2 goeters noem. 2 skrifte gaan ek lees. 2 gedeeltes. Johannes 14 vers 15 tot 21 sê, if you love me, if you love me, if you love me, if you love me. Wie van julle het Jesus lief? If you love me, you will obey my commands. If you love me, obey my commands. And I, dis Jesus, will ask the Father, and he will give you another advocate. Die Griekse woord is parakletos. Parakletos. Who will never leave you. He is the Holy Spirit, who leads into all truth. The world cannot receive him. Weet julle hoekom baie kinders of baie mense in die kerk nie die Heilige Gees ontvang nie? Because they did not submit their hearts to him. They did not become born again. Maar pastoor, ek het daai eendag hier voor gestaan en ek het my hart vir die Here gegee. Ja, weet jy, dit was so 'n groot kopbesluit gewees, 'n emosionele besluit, want al jou pelle het saam met jou vorentoe gekom, en vandat jy daar omgedraai het, het niks in jou lewe verander nie. Want as jy hier voor gestaan het, en jy het jou lewe vir die Here gegee, het alles van jou lewe verander. Dan het alles in jou lewe verander. Want wanneer Jesus Christus in jou lewe inkom, dan verander jou hele lewe. Ja, daar's 'n progressiewe proses waardeur ons gaan, en ons moet leer om habits neer te lê, en ons moet leer om dinge in ons lewe neer te lê. Hoekom? Want ons almal het te doen met hierdie vleiskas. Maar Jesus sê, if you love me, obey my commands. If you love me, obey me. En dan sê hy, ek wil vir julle die advokaat gee, die advocate, die parakletos, ek wil die parakletos vir julle gee. Die parakletos is nie net 'n advocate nie, hy's 'n comforter, hy's 'n helper, hy's 'n sustainer, hy is 'n mighty strong power in your life. Parakletos het nie een betekenis nie, hy het 'n klomp betekenisse. En dis hoekom jy in baie keer 'n vertaling lees, dat die een skrif sal sê advocate, die volgende skrif sal sê 'n helper, 'n volgende skrif sal sê he's a comforter. Dis dieselfde versie, maar hulle sê ander karaktereienskappe van die Heilige Gees, en dan dink jy by jouself, hoe kan dit wees? Want een Heilige Gees bevat alles. Hy is nie net die helper nie, hy is nie net die advocate nie, hy is nie net die comforter nie, hy is die volheid van God se krag in ons lewe.
En ek en jy het nodig, ek en jy kan nie sonder die Heilige Gees in ons lewe nie. Ek en jy kan nie sonder die krag van die Heilige Gees in ons lewe nie. Ons het die Heilige Gees meer nodig as wat ek en jy brood en water nodig het. Ek en jy het die Heilige Gees meer nodig in hierdie tyd waarin ons leef as enige iets anders in die lewe. En van julle sal saam met my stem, toe ek my lewe vir die Here gee, het ek baie vriende verloor. Baie vriende, en onthou, ek was nog op skool gewees toe dit gebeur het, so dit was vir my 10 keer erger, want om alleen pouse te sit met jou Bybeltjie is nie pret altyd nie, want jy sien hoe die ander pelle met mekaar speel. Maar die Here hier is so genade, het ek 1 of 2 ouens begin nader trek, en ons het pauses begin sit in Bybelstudie hou. Ek het my eie life group begin op 11-jarige ouderdom, binne in die skool, agter die rugbypale. Hoekom? Want iets verander in my lewe. Want wanneer Jesus Christus in jou lewe inkom, hoe kom hy daar? Hoe kom Jesus Christus in my en jou lewe? Deur die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, dit is waar Jesus se woorde dan tot vervulling kom. Ek is in julle en julle is in my. En so kan ek en jy nie vandag sonder die Parakletos nie. Ek en jy kan nie sonder die Parakletos in ons lewe nie. Ek en jy kan nie sê, dit is Vader en Seun en daar stop alles nie. Nee, dit is Vader, Seun en Heilige Gees. En dis die volheid van God. Hy's 1, maar hy's 3. Hoe verstaan ons dit? Net om vir julle 'n voorbeeld te gee, as jy 'n eier vat, ons sê dis 'n eier. Maar hy 3 dele, dis die dop, dis die wit en dis die geel. As ons praat van water, water is 1, maar hy is ys, stoom en liquid, vloeistof, dis 3, is 1. God is 1, maar hy is Vader. Hy is Seun, en hy is die Heilige Gees. En wanneer ek en jy ons lewe rondom ons koning en ons Vader begin vorm, wanneer ons op Jesus Christus begin fokus, dan sê Jesus, omdat ek weggaan, sal die Vader vir julle die Heilige Gees stuur. Hy sal vir julle die Parakletos stuur. Hy sal vir julle die Helper stuur. Hy sal vir julle die Comforter stuur. Hy sal vir julle die Advocate stuur. Hy sal vir julle die krag stuur. Hy sal vir julle die sustaining stuur. Alles wat ek en jy nodig het in die lewe is binne in die Heilige Gees opgevat. Hoekom? Want die Heilige Gees is God. Sê vir die een langs jou, die Heilige Gees is God. Die Heilige Gees is nie 'n spook nie. Ek weet die een vertaling is uit die King James wat sê the Holy Ghost. En ons verstaan dit, want hy's Gees. But don't treat him like a Casper the Friendly Ghost. Because no ghost of the enemy is friendly. Die Heilige Gees is nodig in my en jou lewe. Hy is 'n persoon. Hy het 'n wil, hy het emosies. Hy het 'n intellek. Hy het al die attributes wat 'n mens het, wat 'n persoon het, wat 'n persoonlikheid het hy. Die Heilige Gees kan bedroef word. Hoeveel van ons bedroef nie die Heilige Gees in ons elke dag lewe nie? Hoeveel van ons bedroef nie die Heilige Gees wanneer ons die vlees kies bo oor God se woord? Want ons het gesê we love Jesus. And if we love Jesus, we will obey his commands. But what happens when we don't obey his commands? I believe that's the moment when we grieve the Holy Spirit. En die Heilige Gees gaan nie weg van jou nie, omdat jy nou nonsens aangejaag het nie. Die Heilige Gees is groter as dit. Hy het gesê, I will never leave you and I will never forsake you. Inteendeel, die Heilige Gees bly by jou om jou te convict, om my te convict van ons sonde. Die Heilige Gees is nie hier sodat ek en jy hoendervleis kan hê nie. Die Heilige Gees is nie 'n hoendervleis producer nie. Ja, wanneer ons in die Heilige Gees, wanneer ons in God se teenwoordigheid instap, dan is daar manifestasies in ons liggame, want ek meen ons stap in God se teenwoordigheid in. But when we are focused on him, he comes and he fills our lives with everything that he is. Ek het die volheid van God in my lewe. Jy het die volheid van God in jou lewe.
Die probleem is, baie van ons wil nie die vuur van God hê nie. En die vuur van God bring die krag van God. Sonder, want onthou, wanneer ek en jy ons lewe vir hom gee, die woord van die Here sê, wanneer jy in my glo, sal die Heilige Gees woning kom maak by jou. So almal wat in Jesus Christus glo, wat hom dien, kan sê, ek dien hom nou in gees en in waarheid. Ek dien hom, hoekom? Want die Gees van God kom maak woning in ons. Was dit Petrus of Paulus wat gesê het, want weet julle dan nie dat julle liggame die tempel is van die Heilige Gees nie? Weet julle nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees nie? Kyk gou 'n bietjie na jou eie lyf. Die Heilige Gees woon in jou. Hy woon in my. But there's so much more. Want hy sê, wanneer ons dan in Johannes 16 sê hy, Matteus 3 vers 11 en dan ook in Johannes 16, maar Matteus 3 vers 11 sê, I baptize with water those who repent of their sins. En ek wil jou aanmoedig, as jy tot bekering gekom het, as jy jou lewe vir Jesus Christus gegee het, jy het jou sonde bely en jy het vir die Here gevra om jou te vergewe, dan is jou volgende stap om gedoop te word. Okay? So ek wil jou uitnooi, asseblief kom sê vir my na kerk, as jy nog nie gedoop is nie, volgende Sondag doop ons. Okay? So ek wil jou uitnooi, dis hierso sê Johannes. Hy sê vir die ouens, ek doop met water na die vergifnis van sonde, die belydenis van sonde. Maar hy sê, but someone is coming soon, who is greater than I am. So much greater that I am not worthy even to be his slave and carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit with fire. En dis waar baie mense stop is hierdie vers, hulle sê, He will baptize you with the Holy Spirit. Dankie Jesus dat U die Heilige Gees in my het, en nou kan ek maar net deur die lewe gaan. Wees, jammer julle, ek is 'n Christen. Jammer julle, ek is 'n Christen. Jammer, skuis tog, ek wil nou nie reguit praat nie, want ek moet mos nou humble wees, en ek moet mos nou liefdevol wees, en ek moet mos nou kindness wees. So, gaan aan met jou sonde, dis okay, ek wil net nie jou offend nie. As ek jou vanoggend offend met hierdie boodskap, dan moet jy jou hart ondersoek. Dan moet jy my vergewe en die Here soek. Die skrif sê, He will baptize us with the Holy Spirit and with fire. Strome van lewende water sal uit jou binneste uitvloei, sê die Here, sê Jesus. En hy sê, wanneer jy dors het na my, wanneer jy soek na my, dan kom die water van die Heilige Gees en hy vul ons soveel so, dat ek en jy oorloop. En dit is waar baie mense dan die doping met die Heilige Gees ontvang, en mense se tonge word los, en jy hoor hoe hulle begin praat in ander tale. En ons bewys dat die Heilige Gees jou gedoop het. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy nog nie praat in tale nie, as jy nog nie 'n hemelse taal ontvang het nie, wil ek jou uitnooi, asseblief, ek smeek jou, kom vanaand kerk toe, want ek bid en ek glo dat die Heilige Gees elke persoon wat 'n honger en 'n dors het na hom, gaan vul met aan die brandsteek met sy vuur. Dat strome van lewende water uit jou binneste uit sal loop, en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. In Esegiel praat hy van die water loop van die altaar af deur die tempel, en hy gaan in die woestyn in, en daar waar hierdie rivier vloei, is daar bome wat opkom, en ewe skielik is daar visse wat in die rivier verskyn, en hierdie bome wat langs die rivier is, begin vrug dra, nie in 'n seisoen nie, maar 12 maande van die jaar. Heel jaar dra die bome vrugte. That's amazing. Not even in season, but every season. En dit is wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees kom vul ons. Ons het 'n begeerte na hom. Ons soek hom. Ons wil meer by hom hê. Wat sê die Bybel in Handelinge 2? Die disippels was eendragtig saam by mekaar. Hulle het saam gewag vir die Heilige Gees. Hulle het saam gewag vir die belofte van koning Jesus. En hulle was in die opboonste vertrek. En terwyl hulle eendragtig saam bid, suddenly a wind came in, a sound like a rushing wind
came in, and the fire of God appeared on each and every one of them, and they started to speak in another language. En ons vuur en ons doping en ewe skielik is daar strome wat begin uitstroom. En die mense buite begin beskuldig en sê hulle is dronk. Hulle is hierdie en hulle is daardie en hulle begin persecute. En Petrus stap uit, die een wat net nou die dag nog agter ander vure aangestap het en gesê het ek ken nie vir Jesus nie. Julle praat nonsens, maar jy praat soos hy nie. Julle weet nie waarvan julle praat nie. Ek het nog nooit hierdie ou ontmoet nie. Daai Petrus staan ewe skielik op en hy sê, geliefdes, hierdie is nie dronk mense soos wat julle perceive nie, maar hierdie is waarvan Joël gepraat het. In die laaste dae sal ek my gees op mense uitstort en hulle sal begin praat, hulle sal begin profeteer, hulle sal begin drome en visioene sien. Hierdie is die Heilige Gees en hy preek net 'n eenvoudige preek van die goeie nuus van Jesus Christus en 3000 mense kom tot bekering van verskillende volke, nasies en tale. En ek en jy sit met die probleem by die huis, mag ek net wegkruip. Die Heilige Gees woon in ons. Die krag van God leef in ons. Hoekom kruip ons weg? Ons moet aan die brand gesteek word. Consuming fire, come and burn in my life. Come change my life. Come change my mindset. Come transform my life so that I can be a living sacrifice, standing on the altar, worshiping God, giving Him glory, giving Him praise, giving Him everything, giving Him my life. Why? Because I said I love Him. Why do you love someone if you don't walk with that someone? Why do you say, I love Jesus, but I never speak about Him? My magtig, ek is lief vir my vrou, en ek sal vir almal sê, sy is my vrou. Ek is trots op my vrou, my kinders, ek is lief vir hulle. Oral waar ek, dis my seun, dis my dogter, dis my vrou. Ek is lief vir my gesin, en wat sal ek doen? Ek praat oor hulle, ek getuig oor hulle. As iemand vir my vra en sê, joh, kyk hoe mooi lank het jou seun geword. Ek sê, ja nee, iemand moet die lengte in die huis hê. En ek maak sy naam 'n bietjie groot daar, en ek sê vir hom, Jesus, kyk net hoe lekker. En dan kom die girls en dan sê hulle, joh, die meisies van jou is so mooi. En dan sê ek, ja, mama se beeld. Beautiful dogters. En ek stem saam en ek prys hulle, kom, because I love them. Maar dan sê ek, hier tussen julle almal, I love Jesus. En dan stap ek by daai deur uit, en die eerste ou wat vir my moeilikheid gee, begin ek vloek, ek begin skel, nie ek nie, ek gebruik dit nou net as 'n voorbeeld. Ek doen nie daai goed nie. Maar julle hoor wat ek sê. Hoor julle wat ek sê? Ons sê ons het lief, ons is lief vir Jesus, but we can't even testify about Him. Ons is moeg, ons is lui, ons steek weg, ons kruip weg, en ons submit vir elke vorm van vleeslike begeerte. En daar die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. As ek en jy nie gevul is met die krag van God nie, how will we defeat him? We need the power of God in our lives. Ek het die krag van God nodig in my lewe. En dit beteken dat ek en jy, elkeen van ons, op 'n plek moet kom in ons lewe waar ons sê, ek gaan nou nie meer lui wees nie. En glo my, luiheid is 'n lelike ding. En daarom moet ons accountable wees teenoor mekaar. Mekaar help en sê, hey, ons het gecommit, kom, ons gaan 5 uur bid. Kom ons help mekaar, kom ons help mekaar. Ons moet accountable wees teenoor mekaar help. Hoekom? Want ons is broers en susters. Ons sê ons is broers en susters. Ons is broers en susters. Hoekom is ek en jy 'n boetie en 'n sussie? Want ons het 'n hemelse Vader met wie wat ons gered het, wat ons geadopt het in sy koninkryk in. Ons het mekaar nodig. Ons moet mekaar challenge. Kerk van Jesus Christus. Kom ons wees gevul met die Heilige Gees, maar nie net inwonend nie, maar met krag, met empowerment. The Holy Spirit wants to empower us to do the will of the Father.
Ek het 'n voorbeeld hierso wat ek dink ek het dit op die YouVersion gesit, as julle kan dit daar lees. A blacksmith's fire. Hoor wat skryf hierdie persoon. Hy sê, imagine a blacksmith taking a cold, rigged piece of iron and placing it into a blazing furnace. At first, the iron is hard, dark, and resistant. But as it remains in the fire, the impurities began to burn away. The metal becomes soft and moldable, and eventually it glows with the same color as the fire surrounding it. Ons kan dadelik sien wanneer mense nie in die vuur van God wandel nie. Because you don't have the same color as God. Ons weet dadelik as dit die wêreld is en as dit kinders van God is dit nie? Ek meen ons almal loop in die dorp rond en sê, nee, daai ou is nie 'n kind van die Here nie. Hoe weet jy dit? Because he's not burning the same way as God does. He's not the same color. En ek praat nie nou van wit, bruin, swart, pink, groen en rasse nie. Okay? Ek praat van burning, aan die brand vir die koning. Nou sê hy, the iron is not destroyed by the fire, it is transformed by it. Almal van ons wat hier sit het al gesê, Here, kom transform my lewe. Of dit nou 'n klein vinnige gebed was eers in jou stilte tyd, of dit hier was in die banke, waar dit ook al was. Elkeen van ons het potensieel al hierdie woorde gesê, Lord, come and transform my life. Hier is hoe dit gebeur. Stay in the fire. Stay in the fire of God. Do not come out. In the same way, when we remain in the presence of the Holy Spirit, stubbornness softens. Van julle is lekker stubborn, hè? Wie van julle is stubborn? Alright. Baie van ons, en jy is miskien nie stubborn as persoon nie, maar in sekere situasies is jy super stubborn. Dit beteken dat we need to get back into the fire. Impurity is exposed. En dan wys die Here, die Heilige Gees vir ons op sonde. Hy sê vir ons, hey, daai wat jy gedoen het is nie reg nie. Hy convict jou. Luister baie mooi, die Engels verduidelik dit vir my baie mooi. Daar's twee woorde wat ons hoor in die Bybel. Convict en condemn. The Holy Spirit does not condemn you. He convicts you. There's a massive difference. Romeine 8 vers 1 sê, therefore there is now no more condemnation for those who walk in the Spirit of God. No more condemnation. Geen veroordeling nie. Maar die Heilige Gees kom en hy sê, hey, hier is goed in jou lewe wat jy moet uitsort. Hey, daai TV-program wat jy kyk, delete. Hey, daai YouTube algoritme wat nou al so lekker hardloop op jou foon, dat elke tweede prentjie is 'n verkeerde prentjie. Julle weet waarvan ek praat. Daai dingetjie wat jy so gebruik, snyf, spuit of rook. Don't be addicted to those things. Be addicted to Jesus. Get the word of God in your life. Daai alkohol wat jy so versuip, of wat jou versuip, kry klaar met dit. Jy het geen beheer oor jou liggaam nie. Jy het geen beheer oor jou vlees nie. Jy moet in beheer wees. Jy wat so lekker skinder. Ja, ek praat met jou. Hou op skinder. Jy wat so lekker lieg. Onthou die Bybel sê leenaars gaan nie hemel toe nie. Jy wat ander oogies het vir ander mans, behalwe jou eie. Jy wat oogies het vir ander vrouens, behalwe jou eie. Ek kan aangaan. Die Bybel is vol van sonde. It's not my job to convict you. Ja, ons hou mekaar accountable, en as ek sien my broer en my suster hardloop by verkeerde pad af, gaan ek hulle waarsku. Hoekom? Want ek wil nie hulle moet by die afgrond afval nie. But when the Holy Spirit speaks to us, He tells us, hey, my son, my daughter, this is not what God wants for you. This is not right. Jy weet as jy gesondig het. As kind van die Here weet jy het gefouteer. Hoekom? Want die Heilige Gees in ons
Convict ons. The more we abide in the Holy Spirit, the more His fire changes us from the inside out. From the inside out. Ek wil jou vanmôre ek wil jou aanmoedig. Ek wil vir jou sê, my vriend, my vriendin, broer, suster, moenie meer toelaat dat die dinge van hierdie wêreld jou mislei nie. Hê 'n honger en 'n dors na Jesus Christus, sodat sy gees in ons harder en sterker en meer met krag in ons lewe kan funksioneer. Hoe weet jy dis nie die Heilige Gees nie? Enige gees wat teenstrydig is met God se woord, is nie die gees van God nie. God se gees sal altyd die woord van God beklemtoon. Sal altyd ons terugbring na God se woord. En daarom moet ons baie mooi luister. Daar's baie stemme daar buite wat vir my en vir jou weg wil lei van God af. En daarom, as ek tyd saam met Leanne spandeer, dan weet ek, selfs wanneer ons oor 'n telefoon praat, dan weet ek, okay, dis Leanne wat nou met my praat. Hoekom? Want ek weet hoe klink dit as sy vir my fluister, ek weet hoe klink dit as sy normaal praat, en ek weet hoe klink dit as sy roep. Hoeveel van daai tyd sit ons by Jesus, dat ons kan hoor hoe klink sy fluister, dat ons kan hoor hoe klink sy praat, en hoor hoe klink sy roep. Ek en jy het God meer nodig in hierdie tyd as enigiets anders. Ek en jy kan nie meer vaskyk in die verlede nie. En ouens, ek wil dit reguit vir jou sê. As jy vashou in jou verlede, kry klaar met dit. Kry klaar met jou verlede. Jou verlede gaan jou vashou en jy gaan nooit vorentoe kan beweeg nie. Jesus Christus het ons kom vrymaak van ons verlede. Ek is 'n nuwe skepsel. Ek is nie 'n nuwe vorming nie. Die Bybel sê ek is 'n nuwe skepsel. Hy het my nuut gemaak. Ek lyk anderste. Ek praat anderste. Ek doen anderste. Vanoggend se woord is miskien nie die woord wat jy gedink het jy gaan kry nie. Vanoggend se woord is miskien nie die woord wat jy gedink het vir jou butterflies in jou maag gaan gee en ons almal gaan hier trappatrone hier uit hardloop nie. Maar ek bid dat hierdie woord vanoggend, elkeen van ons wat hier sit, maak nie saak wie jy is nie, dat elkeen van ons wat hier sit, vanoggend die Heilige Gees se stem hoor en sê, ek het nodig, I need to be transformed. And the only way I can be transformed is by being in the fire. Being in the fire. Waar bevind jy jouself vanoggend? Bevind jy jouself in die vuur van God? Of bevind jy jouself op 'n plek waar jy wil wees, sodat jy comfortable kan wees? Comfortable is nie die voorbeeld wat Jesus vir my en vir jou gegee het nie. Perseverance wel. Deurdruk, ja. Oorwinning, ja. Jy gaan nie oorwinning behaal op jou sitkamerstel nie. Deur 'n potato couch potato te wees nie. 'n Potato couch. 'n Couch potato. Jy gaan nie oorwinning behaal deur te sit en niks te doen nie. Jy gaan oorwinning behaal wanneer jy inklim en sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Ek soek meer van U. Vergeet alles. Here, laat ek alles vergeet, maar laat ek hierdie een ding onthou. Dat ek moet in die vuur van God wees.